Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, ek gaan vir ons lees Psalm 105. 105, ek lees vanaf vers 1 en die fokusvers is vers 2. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming van die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Abraham sy dienaar, nakomlinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat aan duisende geslagte toegesê het. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak. Hy het vir Jakob bevestig sy vaste toesegging vir Israel is 'n verbond wat altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou as grondgebied en eiendom. En dan gaan hy aan, dan noem hy alles wat die Here deur die geskiedenis van Israel gedoen het. Nie? Hy het nou genoem van Abraham, Isak en Jakob, en dan praat hy van hoe die Here vir Josef gebruik het om ook Jakob se nageslag Egipte toe te vat, en hoe die Here dan ook vir Moses gebruik het, met die 10 plaae om die Israeliete wat daar tot 'n volk gegroei het, te verlos uit Egipte uit. En dan praat hy ook verder, die psalmdigter, ook van hoe die Here dan ook die volk versorg het in die woestyn, met water uit 'n rots, manna wat hy gegee het, ons weet ook van kwartels, en dan ook hoe die Here dan ook op die einde, ook die volk gelei het in die woestyn, met 'n vuurkolom in die nag, hitte te gee, lig te gee, en deur die dag 'n wolkkolom, skaduwee en wat ook wys waartoe hulle moet trek. En op die einde ook, hoe die Here dan ook die beloofde land vir Israel gegee het. En daai vers 2 sê hy sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. So, ons moet met mekaar herinner aan wat die Here doen. Dis wat jy sien hier. En vertel wat die Here, ons moet getuig. En daarom het ons hier in die gemeente ook 2 sulke geleenthede. Hier by Desember, rondom Kersfees, het ons ook 'n getuienisdiens, waar ons as lidmaat, die individue kan kom en kom getuig van wat die Here doen, van sy magtige werke, om sy naam groot te maak. En dan hier in die middel van die jaar, ook wat ons vertel wat die Here in en deur diensgroepe in die gemeente doen. En die Here se naam net groot maak, hoe hy ons gebruik en hoe hy ons seën. So, die doel, as ek dit so kan saamvat van hierdie dankseggingsdiens, is eerste om aan die Here die eer te gee. Lof sing, sê hy hierso, sing liedere tot sy eer. En vertel van sy roemdade, om eers aan die Here eer te gee. Tweedens, ons bou mekaar se geloof so op. Ons versterk mekaar in die geloof, en dis wat die psalmdigter hier doen, hy herinner die volk, kyk wat het die Here gedoen, sodat jy kan die pad vorentoe stap, saam met die Here, dat jy op hom vertrou. Ons versterk mekaar, ook ons geloof word versterk, deur hierdie lof en dankseggingsdiens. En dan derdens is ook, natuurlik kan jy ook, as jy nou ook hoor hoe die Here, die verskillende diensgroepe, dalk praat die Here met jou oor iets, waar jy kan betrokke raak. So kom hy inligting deur te gee, waar kan jy betrokke raak. Dalk sekere diensgroep, kom die Heilige Gees en sê vir jou, daar, dis waar ek wil betrokke raak. Goed, dit is dan nou net so 'n inleiding, hoekom? Is om eer aan die Here te gee, ons bou ons geloof deur ons getuienisse, en waar kan ons dan ook verder betrokke raak in God se koninkryk, en hoe die Here die gemeente gebruik. Ek moet terugvoer gee oor die ouderlinge, die bediening van die woord en sakramente en belydenis van geloof. Nou, ons is 5 ouderlinge, is ek reg? 1, 2, 3, 4, ja, 5, ek is saam, ek is die 5de ouderling, en ek kan sê, almal is betrokke, en ek is baie dankbaar daaroor. Ons vergader amptelik 4 keer 'n jaar, so voor elke nagmaal, dan gee ons bietjie terugvoer oor die lidmate se geestelike welstand,
En ons die ouderling hou toesig ook oor die woordbediening. Veral vir my, as ek preek ek die woord of my eie stories, of as ek dalk besig met dwaalleer, die ouderlinge gee vir my terugvoer en sê en kyk ook dat ek die woord, want dit is die belangrike ding, om die woord te verkondig en ook suiwer te verkondig. En dan ook hou ook toesig oor die sakramente. Ons het ook 4 keer 'n jaar, ons het ons ook nagmaal, net vir 4 keer 'n jaar, en dan ook op spesiale dae, Christelike vakansiedae, of wat nie eens vakansiedae is nie, het ons ook, julle weet, met rondom Paasfees, Goeie Vrydag, het ons ook nagmaal, en sal nou, skielik kan ek nou nie dink aan 'n ander keer nie, ja, maar ons weet ook sulke spesiale geleenthede, het ons ook nagmaal, en dan ook die ouderlinge kyk ook dat die woord elke Sondag verkondig word. En ons is dankbaar, die afgelope paar jare, elke Sondag, het die Here dit vir ons moontlik gemaak om die woord hier te verkondig. So as iemand die woord wou gehoor het, Sondagoggende 9:00 word die woord verkondig. Ek kan ook net noem dat die ouderlinge help ook met die strategie. Ons bid saam, wat is God se strategie met die gemeente? En so het ons 2 jaar terug ook gekom met die disipelmakers mikrogroepe. Dat ons gevoel die Here wil veral dit gebruik in die gemeente, want dis waar die Gees besig is in die koninkryk, kan mens sien. En ja, ons bid ook vir volgende jaar se strategie. Veral wat Sondae-aande ook, wat gebeur. En dan die ouderlinge het ook, soos julle ook weet, doen hulle ook bemoedigende boodskappe. Ek het elke tweede Woensdag stuur ek 'n bemoedigende boodskap uit, wat ek opgeneem het, en alternatiewe Woensdae is dit een van die ouderlinge. So die ouderlinge leer ook, soos wat in die woord staan. Ouderlinge moet ook kan leer. En ook baie keer as ek nie hier kan wees nie, dalk op verlof of so, dan preek ook van die ouderlinge, verkondig hulle ook die woord. So ja, en dan dit is dan ook, dan sal ook 'n belydenis van geloofsklas wat Pieter begelei. Dit is so 3, en tydkeer is daar besoekers by, tydkeer is dit 5 jong mense wat die belydenisklasse bywoon. En nadat Pieter die toerusting gegee het, deur die jaar, dan hier in die einde van die jaar, is daar dan ook 'n komitee van ek en nog 'n ouderling, wat dan 'n gesprek het met al die belydenisskatkesante, om te hoor, het hulle die nodige kennis, weet hulle waaroor gaan 'n verhouding met die Here, en het hulle verhouding met die Here. Nee, dit is nie eksamen nie, is net eintlik op die einde, om ook, vra ons die Heilige Gees se leiding, het die jong dogter, seun, die nodige verhouding om hulle geloof te bely voor die gemeente, voor God natuurlik en die gemeente. Ja, dit is so vinnig wat ek kan gou terugvoer gee. Ja, en ek wil, as ek die ouderlinge net kan noem, julle weet dit is Gert, en dit is Pieter, Christian en Chris. En dan ek is dan die 5de ouderling. Goed, dit is die ouderlinge. En ek kan net noem, ons het julle name weer afgekondig, by die diakens, Henny en Sonet, en julle is vanoggend ook amptelik beroep deur die gemeente, en julle kan dan net 'n antwoord gee. Ankie sal vir julle 'n brief gee, waarmee julle beroep word. Goed. Ja, dit is dan die terugvoer oor die ouderlinge. Dan gee ons nou kans aan, wie is die volgende persoon? Celeste. Môre, ek deel graag met julle wat ons ervaar in die oorwinnaarsbediening en met die ander toerustingsgeleenthede. En ek begin met Dawid se woorde in Psalm 8 vers 2 waar hy sê: Here ons Here, hoe vol majesteit is U naam op die hele aarde. Want ons weet, ons kan nie hierdie dinge sonder die Here doen nie. So vanuit die oorwinnaarsbediening is ons baie dankbaar vir elkeen wat sy hand opsteek om ons te help op watter manier, of dit nou daar in die saal is met voorbereiding vir die etes en die teebreuke, en dan of dit ook dan hier in die kerkgebou is waar ons besig is met ons lesings, en of dit nou met intersessie is. Ons waardeer elke een, en ook dat die Here dit op mense se harte druk om in daai maniere ook te ondersteun.
Ons is baie dankbaar vir elke persoon wat die Here nooi om hierdie seminare by te woon en ook vir die bedieningspunte wat daar al opgerig is en nuwe punte wat ons ook nou besig is of in die proses is om gevestig te word. So daarvoor is ons baie dankbaar. Ons sê dankie vir die Here vir die toerusting wat hy gee. Ook om sy kinders vry te maak van al die leuns en die laste en die swaar kry van die verlede, maar ook die toerusting wat hy gebruik om in sy kinders in te bou, daardie waarheid, en waar hulle dan ook in die waarheid kan lewe in Christus en opgroei in Christus. Ons is dankbaar vir die ontmoeting wat die Here met elke seminaarganger het en waar hy sy liefde net aan hulle openbaar. Ons het steeds kontak met mense wat al lank terug die oorwinnaars gedoen het en ook in die meer in die onlangse verlede, en die terugvoer wat ons net kry is hoe die mense net bewus geword het van God se liefde vir hulle en hoe dit net lewensveranderend is. En ons sien hoe dit wat die Here daar kom doen het tydens die seminare is absoluut blywend, want dit is ook baie mense getuig is ook 'n wegspringplek waar hulle betrokke raak in bedieninge en waar hulle dan ook hulle roeping uitleef tot eer van God en van sy koninkryk. Mense getuig dat die Bybel word vir hulle lewendig. Dis iets wat jy prakties kan toepas elke dag, en ook hoe hulle net God se teenwoordigheid ervaar, sy nabyheid is nie daar ver nie, op afstand nie, maar 'n lewendige hemelse Pappa wat intiem met elkeen van ons betrokke is. Daarvoor is ons baie dankbaar. Ons is dankbaar vir die groot verskeidenheid van toerustingsgeleenthede wat ons het, en wat die Here vir ons gegee, die oorwinnaarsnaweek, die Heilige Gees bemagtigingsnaweek, dink aan die kultuur van seëning wat volgende naweek aangebied word, die oorwinnaars vir huwelike, oorwinnaars vir finansies, en so kan ek nog 'n hele lys hier opnoem. En ons is dankbaar ook dat ons van hierdie seminare wat ons het in ons reeks ook aanlyn kon aanbied hierdie jaar. En so kon ons mense van binne die gemeente, ons gemeenskap, maar ook weier, kon ons dan ook op daai manier betrek en bedien. En dit is ook 'n groot, ons is ook daar dankbaar. Dan is ons dankbaar vir nuwe toerusting. Toerusting waaroor ons dan bid en bedink en wat ons dan ook vir volgende jaar in die oog het. En dan vanuit hierdie seminare sprei daar ook verdere gespreksondersteuning, gebedsondersteuning, waarvoor ons ook dankbaar is dat die Here die geleenthede skep en dat hy in daardie tydens die gesprekke en die saambid ervaar ons ook net God se transformerende krag. Hoe hy in mense die net sy waarheid kom oopbreek en hoe hulle net hulle identiteit in Christus besef wie hulle is in Christus en wie God is. En so bemagtig die Here hulle dan ook vir bediening in sy koninkryk. Dan wil ek net so 'n bietjie terugvoer gee ook oor ons disipelmakersprogram, ook 'n program waarvoor ons baie dankbaar is. Ons is nou tans is ons 16 groepe wat op 'n weeklikse basis nou in die tydens die kwartaal by mekaar kom, of dit nou hier op 'n Sondag aand in persoon is en of dit dalk in die week en aanlyn is. Daar is 60 mense betrokke met ons disipelmakers en ons ervaar ook groei. In 2024 was ons maar 11 groepe en nou het ons 16 groepe waarvoor ons ook dankbaar is die verhoudings wat gebou word tydens ons gesprekke en byeenkomste, vir die toerusting wat die Here ook gegee het, wat ons toerus vir die groot opdrag om disippels te gaan maak. Ons is ook dankbaar vir elke geestelike gesprek wat gevoer word, want ons weet dis die Here wat netwerk is, die Here wat mense bymekaar bring, sodat ons met mekaar kan deel ook. So alle eer aan die Here daarvoor. En ons het 'n groot verwagting vir wat voorlê, en want ons weet ook dat die Here werk hier met 'n plan, en ons sien baie uit daarna. Dankie. Dankie, Celeste. Dis 'n wonderlike werk wat hulle doen, dis koninkrykswerk. Maar soos wat Jesus wonderlik in Jerusalem ingaan het jy nog steeds 'n donkie nodig. En dit is waar ons met finansies inkom, reg? Dis maar die voertuig, né? Daar's baie werk wat ons doen as die finanskomitee om seker te maak dat ons elke sent wat ons kry in die kerk in reg gebruik. Dat ons dit aanwend vir jy weet waar dit nodig is, en is dit om die terrein in orde te hou, om salarisse te betaal vir die traktement en soortgelyke dergelike dinge.
Daar's natuurlik die Hakens ook en hulle het hulle eie finansies, maar van die finansies vloei deur die kerk soontoe. So daai deel administreer ons as die finanskomitee ook. Huidiglik is die komitee maar bietjie dun. Ons gaan net so 'n bietjie wye raak op 'n punt. So huidiglik is dit ek, Arnold en Elma. Elma sal julle weet as julle haar ken van 'n ruk terug. Sy is huidiglik in die Kaap en sy doen nog steeds vir ons die boeke. Dis wonderlik. Ons word nog elke jaar geaudit. So om seker te maak dat ons kan wys dat ons verantwoording doen vir elke sent, dat dit nie na snaakse plekke toe gaan nie. En dis ook baie belangrik, né? Dus as mens daai deel lees in die Nuwe Testament waar hulle sê Judas se vingers was maar eintlik in die til gewees, dan sê mens ook, dis sleg, né? Dit is mens wil nie sulke goed hoor nie. Ons wil koninkrykswerk doen met die geld wat ons wel kry. Dis natuurlik van die kerk se kant af. Dan addisioneel kyk ons ook natuurlik na Vision to Africa. Vision to Africa is 'n regsentiteit, is eintlik 'n NGO. En op haar NGO sit Stefan, ek en Pieter, en ons kyk na 'n klomp projekte wat deur hom moet loop. Nou daai NGO vat nou nogal 'n rukkie om die belasting goedkeuring te kry, want die ontvanger is maar baie stadig. Ek dink ons is nou 3 of 4 keer baie naby gewees in 'n finale belastingnommer kry, maar hy is geregistreer en hy kan funksioneer as 'n NGO. En binne daai NGO, en die rede hoekom ons hom het, is dis waar ons oorwinnaarsbediening doen, sodat mense in 'n rekening geld kan inbetaal waar dit geadministreer word. Weereens, daar is 'n rekenkundige wat daarna kyk, is iemand wat hulle tyd op pro bono gee, dis Grant Botha, en hulle kyk ook na hierdie ding vir ons. Wat in daai entiteit is, huidiglik, is 'n klomp projekte wat deur hier gaan, maar soos ek sê, oorwinnaars, daar is ook 'n paar ander dinge, en dit gaan nou by daai opkom, maar daar is Wix, daar is Gardens of Grace, en ek gaan nou 'n paar vergeet, maar natuurlik nou die Thrift Shop ook, en ek gaan nou by die Genade Sentrum deel kom. Maar die idee wat ek net hier wil skep is daar's 'n regsentiteit wat kyk na hierdie dinge sodat ons kan binne daai raamwerk operate. Andersins, in wie se naam maak jy 'n bankrekening ook, né? Mens wil dit nie in 'n persoon se naam hê nie, want jy wil hê dit moet apart staan en dan moet verantwoording daaroor gedoen word. Okay, nou die volgende deel wat hier uitspruit is natuurlik die Genade Sentrum waarvan julle seker nou almal gehoor het. Nou die Genade Sentrum het weer eens 'n regsentiteit nodig waar binne hy hardloop. En hoekom het hy dit nodig? Sodat as die polisie opdaag en sê wat doen julle hierso, dat ons kan sê nee, dit is 'n regsentiteit, ons is hier met 'n rede, ons het 'n huurkontrak, ons operate nie net sommer so, jy weet, soos 'n spaza shop op die kant nie. So dit is belangrik dat mense daai het, want mense wil nie hê dat mense verdagmaking moet doen in hierdie situasies nie. So, wat nou gebeur is, ons het natuurlik binne hierdie raamwerk van VTA het ons nou 'n paar lede wat saam met dan nou die raad oor hierdie oor die Genade Sentrum aanstel word. So die Genade Sentrum gaan nou 'n raad hê. Ons is in die proses om een op te stel. En die rede daarvoor weer eens is binne die raad moet oorsig hê oor wat gebeur op die Genade Sentrum. Want daar's gaan nou 'n paar projekte wat daar gaan werk. Dit gaan nou die Thrift Shop wees, daar's Sowing for Grace, daar is die Gardens of Grace, en ek dink daar gaan nog 'n paar ander projekte ook daar loskop. En dan gaan almal noodwendig dalk wil iets doen met die spasie wat hulle het en hoe hulle daarby wil uitkom. Elkeen maak hulle kontribusie en dit is altyd baie belangrik om vir mense om saam te praat en saam dit te doen, voordat daar 'n stryery ontaard word, nie, maar ek wil hierdie spasie of ek wil daai spasie, en dit word nie dan maklik deur hierdie raad geadministreer. Van die mense wat natuurlik in hierdie individuele bediening sit dan ook op die raad en hulle gaan hulle bydra kan maak. Ek dink dit is wonderlik om te sien hoe die Here ons in Bergplan hier opgerig het om daar te kan intree en hoe al hierdie vehicles, hierdie donkies wat ons opgestel het, nou ewe skielik reg is vir hierdie oomblik. En ek wil graag hê Lisa en Rihanna dat julle vir so 'n bietjie verder moet kan vertel van wat julle nou gaan doen by die Genade Sentrum self. Hallo julle, terwyl ons wag vir Liesel sal ek begin met die Thrift Shop. So met Kersfees in Claremont het daar soveel klere ingekom en allerhande goedjies dat ons toe besluit het ons gaan nou maar begin met hierdie Thrift Shop, en ek en Liesel het gegaan en ons het gaan 'n bietjie huiswerk doen en dit het weggespring met 'n bang. So die Thrift Shop doen so goed dat ons nou al 2 mense het wat daar werk en 'n salaris verdien.
En uit die thrift shop begin ons met nog 'n projek. Ons weet nog nie eintlik wat om dit te noem nie, maar dit is te doen met kos. Die Bybel sê in 2 Tes 3:10 sê hy, as jy nie werk nie, behoort jy nie te eet nie. En is gebaseer daarop. Ons het 'n paar vrywilligers wat daar werk, waarvoor ons baie dankbaar is, maar met hulle wil ons, as hulle iets doen, dan wil ons vir hulle graag terugbetaal, is nou nie met geld nie, maar ons kan 'n kospakkie opmaak met vars groente, 'n vleisie of 'n vleisie ietsie insit en 'n stysel insit en hulle het kos vir hulle gesin. So ons sal bietjie meer aanpas soos wat ons aangaan en ons sien hoe dit nodig is. En ons is baie dankbaar vir die Here want ons sien sy hand daar. Ons sien hoe hy net items stuur, hoe hy die kliënte stuur en dit is net wow, dit staan net uit. Dankie julle. Hallo julle, hier staan ons weer. Ja, so. Ekskuus, ek kan nie meer sien sonder 'n bril nie. En hier staan in Esegiel 34, vers 30. Hulle sal besef dat ek, die Here hulle God by hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, my volk is. Dit is die uitspraak van die Here, my Here. Julle is nader. Julle is my kleinvee, die kleinvee van my weiding. Julle is my mense. Ek is julle God. Dit is die uitspraak van die Here, my Here. En dit is wat elke dag vir die tuin gebeur. So die Here is ons Here, ons is sy kinders, en hy wys dit vir ons elke dag. Dit is vir my onmoontlik om dankie te sê vir elke dag, want dit, die mense wat help, Jaco, ek is bly jy die kinders, ons gaan hulle daar onder die boom, gaan ons hulle uitsorteer, teen die tyd wat Kersie se kleer moet kom, is ons reg. Ja, so daar's baie dinge waarvoor mense kan dankie sê. Ek het so 'n bietjie deur my foto's gegaan. Laas jaar hierdie tyd het die SAVF uitgetrek. Ons het 'n boorgat gekry met alles, dankie. Tot nie alles is maklik nie. Ek was 'n bietjie moedeloos daai tyd. Om eerlik te wees en ek wil sê dankie dat die Here mense opgerig het. Ek is nie meer alleen nie en ek waardeer dit. En dan wil ek ook dankie sê vir die verwagting wat ons het. So mens mag dankie sê vir goed wat kom, nê? Ja. So ek het neergeskryf. Ek wil vir hom dankie sê vir wat hy gaan doen vir die grond. Dat hy genoeg voorsiening vir ons almal sal gee, vir almal wat daar is en die wat nog kom. Ek wil vir hom dankie sê vir elke dag wat ons die venster na sy heiligdom kan wees, vir die mense wat gaan kom. Ek wil vir hom dankie sê vir elke hart wat gaan draai en wat gesond gaan word. Julle moet onthou, dis die tuin van genade, né? Die mense kry die genade van die Here daar. Ek wil vir hom dankie sê vir die verandering wat hy gaan bring, nie net hier nie, maar ook weier. En oor al die stories wat hy verander gaan laat vertel onder die boom. Vir ons kinders. Ja, en as ons praat, weet ons praat met die leeu van Juda agter ons, en dit gee ons moed en krag, en ons wil dankie sê vir daai krag wat ons het deur hom en deur die Heilige Gees. Ja, amen, dankie. Ja, dit is daar's soveel dankbaarheid, is nie ding wat alles, selfs in die week ook, nee, het François gereël, vir binnelandse sake se trokkie, 2 trokkies gekom vir IDs, dat mense IDs kon so. Ek weet daar's 'n bietjie frustrasie, dinge was nie die ou wat die rye, daar het mense lank gestaan, almal kon nie gehelp word nie, maar ons werk daaraan. En ons hoop hy gaan weer kom, en so sal nog verder. Maar so word mense gehelp, want as jy vandag nie 'n ID het nie, hoe gaan jy werk kry? Hoe gaan jy enigiets doen? So dit is wonderlik wat daar gebeur. En as ek ook so, ekskuus, ek vat nou weer saam, maar selfs nou met die finansies en Vision to Africa, wat al jare terug opgestel is, en nou, hy funksioneer nou, die Here het 'n plan gehad, nee. En ja, nou oor die oorwinnaarsbediening ook, ek kan net vir julle sê, nou Dr. Bell, 'n sielkundige, wat hier by Linden het, sy die oorwinnaars nou al die kursusse gedoen, maar sy is nou al jare terug wat sy gedoen, bel sy my daar uit die Weskus uit,
en vra kan ek ietsie opneem oor die kultuur van seëning, hoe om 'n seëning te wees, want dit het soveel beteken, as wat daar vir mense speel. So, dit gaan uit, en ek loof en prys net die Here, en daarom kan ons nou weer 'n bietjie sing, né? Is ek reg, Matt? Die Here te loof en te prys, as antwoord op wat ons gehoor het. Ja, kom ons staan saam. Ons gaan so bietjie terugvoer, bietjie sing, bietjie terugvoer, bietjie sing. Skyn ons lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, totdat heel die wêreld kan sien is die lig. Mag die lig deur ons skyn. Hier die woord geroep vir die nasies, 'n hart vol om die volken te verklein, door die hele aarde kan God niet bevrijden. Mag die woord weer deur ons wees. Die is koning hier oor die aarde, die meester van die wil om in te heer, door die hele aarde kan juichen die regeer. Laat die rijk hier in ons kom, laat die rijk hier neer ons kom, laat die rijk hier kom dank nou allemaal God, met hart en mond en handen. Loof omdat God rust doet, tot in die verste landen. Van vrucht van kunstberaad, en hij ons trouw bewaart, en tot vannacht de nog gezien en gespaard. O God, zo rijk en goed, die ons zo lang kost leven, altijd een blije hart, als de liefde spelen. Maar die genade ons beveiligt in gevaar, en danken hiervoor, van struikeling bewaard. Of is het ons verbond, die bron van alle leven, die Vader, Zoon en Geest, almachtig en verheven. Drie-enige God ons roep, bid mag en zijn is streng. O Heer, ons wil U roep, ons God en eeuwigheid. So jy kan sit. Ons gee nou geleentheid vir Arthur, vir die diakens, van hulle kant af terugvoer te gee, daarna Rihanna vir die uitreik na ons gemeenskap, en dan ook Susan, Susan oor die gebedsbediening, en dan Lana oor die kinderkerk. Ons as diakens, glo julle weet almal diakens, ons is ook maar 'n klein groepie. Daar is ook maar ek is blye Henny en so net het ook saamgestem om saam met ons te kom. Julle is 'n wonderlik saam. Ons noem ons eintlik self ons is 'n mean team. Julle gaan ook wees, die Here het ons so. Dis ook ons baie dankie vir die Here sê vir wat hy vir ons wys wat ons moet doen.
Dit is nogal, dit klink asof ons amper niks doen nie, maar ons doen baie. Die baie, ons moet nie waar nie. En jy weet, die ander diakens is Letty, Rihanna, ek en Rudy. Ongelukkig hy nie vandag gewees nie, hy voel nie baie goed vandag, hy bietjie siekrig. Ons wil net soos wat ons altyd soos die jare begin wat ons doen. Soos laas jaar soos die vanram wat ons altyd doen, wat ons ook doen wat baie suksesvol is. Die Here is goed daarmee. Laat seker maak daar's nie beserings in ook nie. Hy kyk na ons en alles in dit en die uitkomste is ook baie goed daarmee. Ek wil net bysit, ek weet Rihanna gaan praat van Kersfees in Claremont, maar ons as diakonie is ons ook baie dankbaar dat die Here ons ook saam daar sit om jy weet deel te wees van die Kersfees in Claremont en al die uitreike wat Rihanna reël. Jy weet want dit is deel van ons ook om daar jy weet te wees. Baie keer kan ons nie tydjie daar wees nie, maar ons probeer dit is ook ons baie dankie vir die Here sê daarvoor, jy weet dat hy saam met ons daarmee kan wees. En wat ons ook uit hierdie jaar wat ons gedoen het wat vir jare nie gebeur het nie, was die senior ete. Wat ons gereël het, wat nogal 'n baie groot opkoms was. Jy weet, die mense het dit geniet, regtig, en dit is eintlik liefde van ons as diakonie en wat die Here ons het om vir die mense te wys, ons is baie lief vir julle. Want dis waaroor dit ook gaan. Jy weet, liefde vir almal te wys, jy weet dat die Here deur jou werk om liefde te wys. Jy weet, dis hoe hy dit werk. En die mense wat ook buite kan kom, weet soos Chanel hulle wat saam met Santjie gewerk het en die saal gedoen het. Jy weet, hulle sê mos baie keer twee vrouens in dieselfde kombuis werk nie altyd uit nie. Maar die Here wys, goeie harte vir buitekant wyse mense saam dat hulle kan doen. Jy weet, saam kan werk en hulle het so fantasties het gewerk. Net Santjie dit het ja. En net daarbey gesit, die Here het ook 'n wonderlike persoons gegee. Met 'n wonderlike stem wat hy daar vir ons wonder gesit het. Ons moet vir Matt sê, ook dankie want die Here het ook geseën vir ander. Dis ook om maak nie saak wat dit is nie. Hoe is Matt kan dit doen. Geen net van. Die Here het so 100% geskaap. Vertroue is kry vir Matt. Ja. Wat ons diakens so baie wat ons doen. Mense weet dis die kospakkies wat ons gereeld vir die mense gee vir die behoeftiges. Jy weet wat ons help. Maar wat vir ons baie goed is, ons gee nie net 'n kospakkie omdat jy moet 'n kospakkie kry. Wat ons gesien het wat gebeur as jy met hulle gee, laat hulle geestelik groei. Laat hulle begin leef wie die Here is. Waar vandaan kom, waar kom die kos? Kos kom nie net so nie. Here voorsien ons gee vir hulle en dis wel goed. Maar jy kan uitgaan ook, as jy na die Here glo en bid en vir hom vra, sal hy jou wys waar jy werk kan kry en waar jy gaan en na jouself kan sorg. Want baie keer kom mense ook terug sê, ons het nie meer kospakkie nodig nie. Dis great, want dan wys dit jou, die Here werk, die Here wys vir hulle ook die regte pad waar om te gaan, wat om te doen. So dit hou ons van as dit gebeur. Jy weet, ons weet dis die Here se werk ook daai. Om by te sit, om te sê die skenkings, wat ons kry, alles in dit. Want dis die groot, vir al die wat ons doen, kan ons nie self doen nie. Mense van buitekant wat groot skenkings gee, die gemeente wat alles gee, die Here voorsien, hy wys die mense wat ons doen en hy gee die regte persoon en sê, skenk ons die groot skenking, want hy weet wat ons daarmee gaan doen. Dis hoekom die Here vertrou ons ook almal. Dis ook ons baie dankie sê vir die Here daarvoor. Hy wys ons dat ons kan doen wat ons die mense kan wys aan. Ek weet wat sou gaan die sieke bediening doen, maar ek wil net daarby laat want ek sien ook die sieke bediening saam met Letty en dit. Wat vir my uitstaan op dit. As jy mense, sieke mense daar opsit en hoe goed die Here werk. Nou 'n boodskap, dan ruk jy daarna, dan sien jy die mense word gesond, die regte behandeling en jy weet hulle word goed en dit. Wys jy net hoe getrou die Here is, as jy hom vra en almal bid vir hom en vra hom wat hy dit doen. Dis staan vir my baie dankie daarvoor uit. En dit is baie dankie julle, ek waardeer en baie dankie vir die Here vir alles wat hy vir ons doen. Ons waardeer dit. Ja, ek wil begin om te sê ek is dankbaar vir gebede. Gebede van laas jaar se Kersfees in Claremont het so ver gestrek soos Amerika. So ons is op die map.
elke intercessor en wat die Here opgerig het. Dit is so belangrik en ons waardeer dit. So, toe ons begin het met die uitreike, het ek nooit gedink het gaan so vlamvat nie. En ek is baie dankbaar vir gemeentelede wat ook deel is hiervan. Ek is dankbaar vir die medediakonie wat ook altyd reg staan. Ek is dankbaar vir ander gemeentes en bedieninge wat saam deel is in die uitreike. Selfs die wat ons eers bedien het, ons begin het met uitreike, bedien nou self. Hulle is deel van hierdie bediening. En dit is wat ons wil hê en ons sien dit. En dis daai vlam wat vlam gevat het, daai vuurtjie wat vlam gevat het en die Heilige Gees wat net loop in hierdie veldbrand. As die Here werk, wie kan hom keer? Wat my altyd sal bybly, daar's baie wonderwerke wat gebeur het, elke keer met 'n uitreik, maar met Kersfees in Claremont, die 12 mandjies brood wat oorgebly het toe Jesus die vis en die brood uitgedeel het vir die skare. Na Kersfees in Claremont het hierdie 12 kaste koeldrank oorgebly. Aan die begin toe ons begin reël het die Here vir my die vers gegee van jou klein gelowige, het jy vergeet van dit wat gebeur het toe Jesus die brood en die vis uitgedeel het en daai was maar nou net confirmation gewees. Ons het weer begin hierdie jaar met uitreike en dit was so geseënd. Ek dink die laaste ene wat ons 360 liter sop kon uitdeel. 80 brode. Dit is so groot. Toe ons begin het met die uitreike, moes ons goed leen oralste en ons moes staat gemaak het op donasies en nou kan ons dit alself doen, die diakonie. Ons het al 'n klaskamer groot waar ons al ons uitreikgoeders bære en ons kan net kom en vat en ons kan aangaan. Ons is dankbaar vir Hande, Lala en almal wat help met sop maak en die kos maak en so aan. Ons het weer beginne reël vir Kersfees in Claremont hierdie jaar en ek is dankbaar vir elke hand wat opgesteek het om deel te wees hiervan. Ons is dankbaar vir die Here om dit moontlik te maak. Ek dink hierdie jaar gaan ook groot wonderwerke wees. En ek vra net dat elke ene dit wat hulle beleef, maar net vaspen, dat ons nie vergeet nie. Sê ek, dankie julle. Môre gemeente. Môre Susan. Hoor Rihanna, ek wil net dit vir jou sê. Jy het my tone laat omkrul van lekker kry. Net daar sinnetjie. Ons is dankbaar vir al die gebede. Ek kan nie vir julle sê wat doen dit nie binne in my nie. My hart spring rond. Want dit is wat die gebedsgroep doen. Dit is wat die gebedsgroep wil doen. Ons wil niks anders doen nie. Ons praat met die Here, ons luister na hom, ons bid vir versoeke wat ons van die gemeente kry, ook wat ons van buite af kry. Dit is vir ons so voorreg om te kan luister na wat die Here vir ons sê. En dan vir my persoonlik is my die lekkerste lekker om uit die woord te bid. Want ek is lief vir die woord en dit praat met my en met die Here dit terug te praat. En daarom is ek nou vanmôre hier. Gerard het gevra ek moet in sy plek kom om net ek te wees. Dit wat die Here my gemaak het. En ek gaan nou vir julle vra, kom ons praat nie oor gebed vanoggend nie. Nie hierdie stukkie nie. Ons hoor so mooi by al die bedieninge hoe die Here help en hoe hulle vra en hoe hy voorsien en hulle verwagtinge. So kosbaar en dit help weer dat ons kan bid. Maar vanmôre gaan ek vir julle vra, kom ons gaan na die Here toe, hierdie klein stukkie, en ons verheerlik sy naam prakties. Ek wil dit graag in gebed doen.
En ek vra dat julle julle oë sal sluit en hier in julle harte saam sal bid, want elke woord kom uit die woord van God uit. Dankie, hoor. Vader, ons as gemeente is vandag hier by mekaar om U te verheerlik en om dankie te sê vir wat U deur die jaar vir ons gemeente gedoen het. Vader, U is ongelooflik wonderlik. Dankie dat U ons deur die jaar, U as goed God kon beleef en ook U reddende genade kon beleef het. Dankie vir U woord, waardeur ons daagliks U wil kan leer doen, dit wat U aan ons openbaar. In Eksodus 34 sê U self, dis U eie woorde, Here, en uit U woord. U is die Here. U is 'n God wat barmhartig en genadig is. Here, so het ons U deur die jaar leer ken. U sê U het geduld met mense. Here, so dankie daarvoor. U is lojaal en U bly getrou. U woord leer ons dat U vol liefde is en dat U vol liefde bly oor al die geslagte. Dankie dat ons as U kinders vol vreugde kan wees oor die wonderlike toekoms wat U vir ons beplan het. Dankie dat U elkeen van ons leer om te volhard in tye van swaar kry en om nooit te verslap in gebed nie. Dankie dat U ons leer om ons hand uit te steek na medegelowiges wat swaar kry. Ons eer U vandag as die enigste ware God. Dankie dat ons lewens op U gerig kan wees. Dankie dat ons U lief kan hê, Here, en dat U ons ken en dat almal van ons vir U belangrik is. Vader, aan U behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Ons bid dit in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Môre almal. Môre, Ja, Lana. ek is Lana en ek en Ankie doen die kinderbediening hier in die kerk. So ja, ek wil vra want ons is tweeetjies wat dit doen en ja, ook baie keer het dit en so Stefan gevra. Weet, as dit in jou hart is om ook by die kinders en die sonnaarskool betrokke te raak, jy weet dat ons hande sal sien opgaan en jy weet dat as dit jou hartsbegeerte is en God roep jou tot daai roeping dat jy ook jy weet daar betrokke sal raak. En dan ja, wil ek net dankie sê soos ek sê vir Ankie, ek en sy is al twee baie toegewyd in die lesse wat ons vir die kinders gee. Ons vat hulle heiliglik deur die Ou Testament en die stories wat ons kan vertel en kinders is so ontvanklik vir die woord. Hulle smag na die woord. Hulle is so maklik dat jy hulle kan bereik en soos Martiens getuig het, jy weet dat jy kan hulle vat en hulle soveel ook klein disippels vir die Here gaan maak. En dan wil ek net aanneig met wat ons nou in die EE3 geleer het. So ek gaan nou 'n paar goed aanhaal uit die woord wat vir my uitgestaan het uit wat ek geleer het nou oor hierdie tydperk van die EE3 kursus. Kom ons weet, die Here weet meer as ons. Die Here hoor ook meer as ons. Hy sien ook meer as ons. En hy doen ook baie meer as ons wat ons ooit kan besef. In Markus 10 vers 14 het die Here ons 'n opdrag gegee in terme van die kinders. Hy het gesê, toe Jesus dit sien, dit was toe die disippels die ouers weggehou het van die kindertjies af. Toe die Here gesê, toe Jesus dit sien, so hy het dit gesien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies kom, na my toe kom. Moenie hulle keer nie, want God se koninkryk is juis bedoel vir almal wat soos hulle is. Ek verseker julle, wie God se koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Toe het hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën.
Die ander vers wat ek uit die Bybel wil aanhaal vir ons is Psalm 127 vers 3. Kinders is 'n gawe van die Here. En dan ook in Matteus 18 vanaf vers 2. Dit was oor wie die belangrikste is in sy lering. Het Jesus ook die volgende gedoen en gesê: Jesus roep toe 'n klein kindjie nader. Toe sê hy: as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God ingaan nie. Daarom is elkeen wat soos nederig soos 'n kindjie word, die belangrikste in God se koninkryk. Ons het 'n groot opdrag, vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kleinstes wat in my glo tot 'n val bring, vir hom sal dit beter wees om 'n meelsteen om sy nek te hê en in die see te verdrink. Kan julle verstaan die groot opdrag wat ons het? So dit is wat in die E3. So weer eens wil ek ook dan net vra dat ons ons oë sluit, want ek het 'n gebed om te doen. Vader, U weet meer as ons. Leer elkeen wat kinders leer om geduldig te wees, op U te wag vir die werk wat U altyd wil doen en graag wil doen. En dit is om net nader en nader, om hulle net nader en nader na U te trek. Want ons verlossing is vir U belangrik in Jesus se kosbare naam. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen. Amen. En ons wil vir die Here dankie sê. Jy weet dat hy ons die opdrag nou gegee het met die E3 om vir die kindertjies meer te gaan leer. In die E3 is die basiese beginsels, jy weet wat ons leer, is ons leer hulle van die hemel. Ons leer hulle van die sonde. Ons leer hulle van wat God vir hulle gedoen het toe hy sy seun gestuur het, Jesus Christus aan die kruis. En hoe hulle dan, wat beteken die woord faith regtig? Wat is dit om te glo? En hoe kan hulle dan, en kan hulle kies op die einde van die dag? Maar weer eens, soos Martiens gesê het, is nie van, jy weet dat jy hulle kan dwing of iets nie. Dit is die proses waardeur jy gaan, om dan weer te weet, maar het hierdie kind regtig sy hart vir die Here gegee, en wat is daar wat ek meer kan doen om hom daar te bring? So ook as daar iemand is wat, jy weet, saam met ons hierdie pad wil loop, is nou die geleentheid. Dankie julle. Yes, dat sê. Sjoe. Ja, en as ek ook luister na al hierdie bedieninge, oral kom ons agter hoe die Here voorsien. Die Here gee eers, nee, hy vra nie wat ons nie het nie. Hy gee en dan gee genoeg. Die diakonie wat soveel skenkings skryf van buite af, groot bedrae en wonderlik. Nee, dan ook die volgende, die uitreike ook, absoluut. Die was mense ook met ons vergadering van buite die gemeente, nee, daar's ander kerke wat deel is, ook by ons diakonie, gee geld om 'n sopkombuis te ondersteun en so. En dan ook gebedsgroepe. Ek meen, daai gebedsgroepe is nie net Bergbron nie, dit is koninkryksgerig. Dit is wonderlik, en dan ook die kinderkerk ook, wat so uitreik nou ook met EJ3 na die skole toe. En ook baie van die kinders, ook deur die kinders, kom die ouers ook, baie keer tot bekering en kom ook na die Here toe. Dit is net wonderlik. Kom ons loof en prys die Here daar. Ons gee nou geleentheid vir Chris van die eiendomme groep, en dan ook daarna Santjie van die vrouediensgroep, en dan Matt, jy gaan seker oor die musiek, die liturgie en die jeug praat. Koning Dawid skryf in Psalm 40 die volgende: So baie het U, Here, my God, gedoen, U wonders en wat U vir ons beplan het. Niemand kan met U vergelyk word nie. Ek wil dit graag bekend maak en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Ek dink dis waar ons as Bergbron gemeente op die stadium staan. Reg deur die bank. Daar's soveel goed wat die Here vir ons doen. En dis net te veel om op te noem. Ons kan hier staan en ons kan vir ons dankbaarheid betuig, dis baie mooi, maar ek dink daar's goed wat die Here vir ons meer doen, en ons vergeet baie keer daarvoor. Toe besef ek net weer hoe geseënd is ons Bergbron gemeente. Daar's kerke wat toemaak. Weens finansiële druk, en ons kon ons gebou opgedra die gebreke aan die kerk reggemaak het. En so ons kan met dankbaarheid net alle eer aan Abba Vader gee.
Toe ek verlede jaar Koster begin het, ja, toe was so baie to-do sake op die agenda. En Pieter is kwaai, hy kyk met sulke kwaai oë na my. Dan sê hy, wat gaan jy daaromtrent doen? En ja, toe ek begin, die mense begin nader, ons het sulke, ek is al heeltemal van my lys af, maar ons het sulke pragtige, gewillige lidmate hier in ons kerk, wat regtig hulle hand opgesteek het. Hulle vra niks nie, hulle steek hulle hand op om te help. Dan wil ek net die volgende lidmate met dankbaarheid bedank. Afer, wat vir ons die grond gereël het, julle het gesien, dit daar is agter is opgevul, daar die water stoot, die grond spoel nie meer weg nie, so Afer het die grond gereël vir ons, en Ger wat gehelp het om die opvul van die gronde, en die seeling van die klaskamer se dak, ja, en hy het dit op sy eie onkoste gedoen, baie dankie Gert. En dan John, hy is nie hier nie, maar sê vir hom, hy is gewillig om elke keer, want ons dreine verstop so, op kort kennisgewing, dan sal John kom, en vir my kom help om die dreine oop te maak, sê vir hom baie dankie. Hy het ook die saal se geete vir ons kom skoonmaak, in sy eie vrye tyd, toe die saal oorspoel het. Henny, het ons die saal se dak geseël en geverf, die buite toilet se deur kom maak, want ons kon die deur glad nie oopkry nie, het uitgeswel, so ons het verlang nie gebruik nie, en die klaskamers geseël, en Henny het dit met die helfte van die prys goedkoper gedoen as wat ander kontrakteurs ons gevra het, baie dankie Henny, ons waardeer dit. Dan Henny ook op sy eie onkoste, ons het so lank gesikkel daar in die badkamer, mans badkamer, die urinestelsel, die pyp, wat moes vervang geword het, en al het ingebreek het, en Henny het op sy eie onkoste gedoen, baie dankie Henny. En dan, ons moet nie vergeet van Johnny buite nie. En John veg 'n verbete stryd met daai blare hier buite. As Johnny aankom en hy sê vir my, ouch, dan weet ek. So, maar met dank aan Chris, wat vir ons daai groot bidsakke gereël het, so wat ons nou doen, ons vul daai bidsakke, en dan ry ons genade sentrum toe, en dan stort ons dit daar. Dis dan baie nader as wat ons moet na die dumping sites toe gaan. Ja, dit so, John is baie bly daaroor. Lana, dankie vir wat jy doen. Lana, daar's niks te veel wat van Lana gevra kan word nie. Sy is altyd gewillig om te help. En Pieter, ek skryf hier, laasens wil ek by dankparty gaan Pieter dit lyk, wat so agter die skerms werk. Jy werk altyd so agter die skerms. Kyk dat alles vlot verloop. Niks is vir jou te veel gevra nie. En ek dink ons kan net hier staan en alle eer aan die Here gee. Dankie. Ja. Môre julle. Ek gee graag terugvoer oor die vroue aksie en wat ons doen en wat van ons verwag word. So net soos wat elke vrou in die Bybel 'n belangrike rol gespeel het, glo ek dat ons vrouens ook in die gemeente 'n belangrike rol speel. En ek glo ook dat die vrouens 'n spesifieke taak in die gemeente het. Soos wat ons as vrouens 'n spesifieke taak in ons gesin het om ons gesin te versorg en te dien, so glo ek ook, is dit ons taak in die gemeente om mekaar te versorg en mekaar te bedien. So wil ek dan ook baie dankie sê vir elke vrou in die gemeente, onder andere vir elke vrou, maar ek weet daar's almal help saam en almal help ons om ook ons taak te voltooi. Dan wil ek ook net sê, dankie dat julle my altyd verdra as ek hier voorkom staan, want as ek hier voorkom staan, vra ek altyd vir iets. En baie dankie daarvoor. Ons het nie 'n pot van fondse beskikbaar nie. So ons maak hoofsaaklik staat op fondsinsamelings, soos onder andere ons resepteboek wat ons verkoop het, en dan ook ons HIT is vir ons 'n baie belangrike bron van fondse wat ons ook kan kry om iets meer te doen. Ons was hierdie jaar baie geseënd met ons HIT. Die Here het vir ons 2 fantastiese sprekers voorsien. En toevallig was ons tema Atleet vir Christus. Jy het dit ingeskakel met wat Stefan oor daai tyd ook gepreek het. So ons is ook dankbaar vir daai samehorigheid wat die Here vir ons voorsien.
So uit die fondse van ons bergbron baksels en brousels en uit ons IT sover kon ons linne opgegradeer het. Julle gaan vandag weer sien, ons het nuwe tafeldoeke, nuwe tafellopers en ek hoop julle hou daarvan, ek glo julle sal daarvan hou. Ons kon ook begin om ons eetgerei op te gradeer en ons kon vir ons wit borde en wit klein bordjies aangekoop het. Ons werk nou nog verder daaraan en ons vra vir voorsienigheid om ook verder dit uit te brei. Ek wil ook vir almal dankie sê vir hulle ondersteuning met ons funksies dat ons altyd genoeg kry om te eet as ons vra vir eetgoed. Vooraf lyk dit of ons mag gaan swaar kry, maar die Here voorsien elke keer vir ons. En ons sê baie dankie vir julle bydraes daarvoor. Ons sê ook dankie vir die jeug wat ons altyd as ons op hulle knoppie druk, dan bedien hulle ons, by die HIT bedien hulle ons. En ons sê nie altyd vir hulle dankie nie, maar met baie dankie ook vir jou reëlings daar. Ook vir Arnold wat waar ons klank nodig het, wat hy vir ons ondersteun. Ook vir Martens as ons foto's nodig het, ondersteun hy ons. Dan wil ek ook net vir my gesin ook dankie sê, want hulle werk baie keer saam met my agter die skerms en help met voorbereiding en alles en ek waardeer hulle ook baie. Dankie ook aan die diakonie wat as ons 'n tekort het dan vra ons maar en hulle help ons en hulle vul ons aan. Ons sê vir julle baie dankie daarvoor. Dan sê ek ook baie dankie en ons is dankbaar daarvoor vir die bydraes vir vandag se ete en ons nooi julle ook graag uit om saam met ons te kom eet by ons bring en braai en dankie ook vir die wat groente en vrugte gebring het wat ons graag na die tyd wil uitdeel. Dan wil ek ook graag die geleentheid gebruik om julle weer eens uit te nooi na ons vrouekonferensie op 9 Augustus. Die tema gaan daaroor hoe om jou volwasse kinders terug te bring na God toe. Dit wil ons reël dit in samewerking met God's Leading Lady en ons vra asseblief ook vir ondersteuning daarvoor. Dankie. Goeiemôre almal. Ek het die wonderlike voorreg om oor 3 verskillende bedienings te praat vanoggend. Eerst oor die jeug. Ek wil net eers ongelooflik dankbaar sê vir die jong mense wat jeug toe kom. Soos julle nou gehoor het, altyd gewillig om te help. Hulle vra nou al uit van wanneer gaan ons weer iets doen. So 9 Augustus gaan ons weer besig wees met die Vrouedag. En waar hulle enige tyd verlede jaar met Kersfees in Claremont waar hulle rondgeloop het en gebrand het in die son net om oral hulpvaardig te wees. Is my ongelooflik om te sien die groep jong mense wat ons tans het, dat hulle net wil meer leer, wil uitreik. En partykeer gaan hulle saam met Rihanna om kos en sop uit te deel en so aan. So dit is wonderlik om te sien. Ons het die jaar lekker afgeskop met 'n jeugkamp. Ons eerste in 'n paar jaar wat ons die jeugkamp self reël en ouens wegvat. Ons het gepraat oor die Bybel, hoe om meer verliefd te raak op die Bybel, want hy's wetenskaplik akkuraat, hy's geskiedkundig, hy's argeologies. Sy vertaling is perfek. Dit is die most amazing boek wat nog ooit geskryf is. En net om daai liefde en daai feite ook vir die jong mense oor te gee, was wonderlik geweest. Vrydag aand kom ons bymekaar. Ons doen 'n Bybel vasvra dat hulle ons seker maak dat hulle lees daai vers in die week. Ons doen ook soos Stefan gesê het, elke nou en dan 'n games aand en Vrydag aand was 'n gesamentlike aand met 4 verskillende gemeentes. 4 verskillende gemeentes. Ja. Ons het met Roosevelt Park ook gepraat. Hulle sal ons volgende keer join. Hulle het net hierdie keer ook iets aangehaad. Maar net om te sien hoe die jong mense saamwerk en saam praat en dadelik net kon saam speel en dat daar nie hierdie silly goeters is wat ons as volwassenes opgebou het oor die jare van nee, ek kan nie met die persoon of daai persoon praat. As jy met kinders werk, is daar nie wit of swart of ryk of arm of mans of vrouens nie, daar's net vriende. Wat so amazing is en ons kan soveel daaruit by hulle ook leer.
Samenwerking met die groepe, ek het al daaroor gepraat, net waar hulle gewillig is en hande wil uitsteek. Ons is ook besig met 'n jeugfondsinsameling ook, want daar's ook nie so baie daarso nie, so ons gaan weer, as die weer bietjie warm word, gaan ons weer ietsie beplan, of 'n kar was, of 'n koekveiling het iemand voorgestel, dat ons net vir die jeug ook bietjie fondse kan bymekaar maak, vir volgende jaar se kamp, of vir ons jaareindfunksie, maar dat daar bietjie fondse daar is. Ek praat dan nou oor die tegniese en klank en so al die tegniese aspekte. So of jy kan involved raak hiervoor met die woorde wat op die skerm gaan. Vinnige opleidings links en regs. Links en regs en oor wat kan sien is al wat jy nodig het. Daarso. As jy wil help met die kamera of met die uitsending, is daar opleiding wat daarso gedoen kan word. As jy Arnold wil help met die klank, daar's altyd hande nodig om te dra, of as hy nie hierso is nie, Yuri is ook nie hierso nie, maar baie dankie vir hulle twee wat ons klankbediening hardloop, as daar benodighede is, as daar idees is, ek en Arnold het partykeer wonderlike gesprekke waar ons of saam praat of koppe stamp, maar dis altyd goeie gesprekke om te hê rondom klank of die tegnologie, en dan ook op die tegniese kant is daar die omgee gebed. Elke sondagoggend waar daar iemand anders kan bid vir ons omgee, vir ons gemeente, vir ons gemeenskap. So as daar nog name wil bykom, as jy die bereidwilligheid het om te bid saam met die gemeente of vir die gemeente, laat weet my, ons kan jou ook opsit. Hoe meer mense is, hoe minder indeling is daarso. So ek dink ons is nou op so 2 keer 'n kwartaal waar mense bid. En 3 keer 'n kwartaal waar mense op die rekenaar is. So as daar meer hande is, asseblief kom praat. Daar's opleiding om te gee en altyd dankbaarheid vir die wat hulle hande opsteek. Dan op die musiekbediening kant, ook net, hierdie span, hulle is absoluut amazing. Met oorwinnaars, met die kursusse, as dit naby is, wil hulle saam werk en saam praat, en net om hulle tyd op te offer om elke Sondag hierso te wees. Dis few and far between waar jy nie hulle gesigte hierso sal sien nie. So ongelooflik baie dankbaar vir hulle, vir die talente, vir die werk wat hulle self insit in die week, om hierso te kan wees op 'n Sondag, vir die liturgiespan waar ons saam praat oor wat Sondag gaan gebeur, hoe dit aan mekaar gesit gaan word. Altyd dankie vir die voorstelle en vir die leiding ook wat daarso deurkom. Dan, as daar enigiemand is wat dink hulle kan sing, kom praat met my. Dit is altyd lekker om meer stemme op die verhoog te hê. As daar groot span is, dan kan ons dit ook indeel. As daar enigiemand is wat musiektalent het, of wat hulle musiektalent dalk wil meer ontbloot. Ek het uiteindelik toestemming gekry by die kerkraad om ek gaan net in aanhalings musiekskool hierso te begin. Bietjie klavier en stem wat ek jou redelik verder kan vat. Met gitaar, basgitaar en dromme kan ek level 1 net die begin kan ek vir jou gee, maar ons kan dan saamwerk om level 2 of 3 toe te gaan. Ons kan dan saamwerk om dalk as daar jong mense is, om 'n jeugband te begin wat Vrydag aande hierso kan musiek maak, wat dan later by Kersfees in Claremont, of ons kan 'n worship aandreel met die verskillende kerke om hulle bymekaar te kry. So daar is planne, daar is groei, daar is goeders wat ek in die toekoms sien, selfs samewerking met die Gardens of Grace en met die wat noem ons die Genadesentrum. Om dalk daarso ook klasse te begin aanbied en om die talente van die gemeente bymekaar te kry. As ons 'n bietjie 'n klas wil doen oor 'n loodgieter, sal ek met John praat. As daar swys is, kan ons met Chris praat. Ons kan, daar kan daar ook groei wees. So ek het soos 'n 5-year plan
in 'n jaar ingesqueeze. So daar is baie wat ek vooruit sien en moontlikhede wat ek al reeds sien. Maar ja, baie dankie vir die musiekspan, vir die kerkraad, vir die gemeente. As ek ook dink aan die jeugkamp, hoeveel mense ingestaan het en gesê het, ek sal hierdie gee, ek wil deurkom, ek wil help, ek wil hande bysit. So dit was net ongelooflik om hierdie familie, hierdie gemeente wat ons het, wat altyd bereid is om hande op te steek. Dan as jy belangstel in die musiekskool en so, en ek sal in die week vir Ankie ook die advertensie sit vir die DLK en volgende week opsit. Maar ja, kom praat met my. Die sang sal meer in 'n groep wees wat later individueel raak en die instrumente sal individueel wees wat later groep word. So kom chat met my en ook dankie vir enige ekstra hande wat opsteek wat vir bereidwilligheid. Dankie. Yes. Dankie. Ja, ek het net Vrydag aand toe ons nou die klomp jeug hier gehad het, besef net die funksionele fasiliteite wat die Here ons mee geseën het. Daai saal, hulle volleybal kon speel, pool, tafeltennis, ander games hulle op en af gehardloop het nie, lekker gebraai daar buite wat ons ook nou. Besef ek die Here het ons so geseën met mooi fasiliteite. Ons dink ook in ons kerkgebou, die kersangdiens ook, die span wat hier is, die tegnologie wat opgebou is en wat die vroue aksie so mooi maak ook altyd, nee, as ons daar in die saal kom en hoe dit opmaak. Die Here het ons regtig geseën met hierdie fasiliteite. Dit is ook absoluut funksioneel ook as ons hierso 'n seminaar aanbied, nee, ook vir die oorwinnaars. Dit werk so goed hier by ons is gerad daarvoor. En ek wil ook die Here net loof en prys en dank vir dit wat hy vir ons gegee het en ook die mense wat dit in stand moet hou, nee, Chris en almal wat jy dan ook gebruik en so wat die Here so gebruik. So, dis ons terugvoer, dankbaarheid. Kom ons sluit ons so. Here, vanoggend wil ons sê ons is dankbaar dat U gekom het in die wêreld vir ons sonders. Ons wil sê ons is dankbaar dat U het gelei het op die kruis vir ons sondes. Ons is dankbaar vanoggend dat U opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en aan die regterhand van God het sit. Ons is dankbaar vir hierdie gemeente, Here. Here, maak ons vanoggend minder en word U meer in ons lewe. Ons is dankbaar, Here, vir die voedsel wat U vir ons gee. Ons is dankbaar vir die voorsiening op ons finansies. Ons is dankbaar dat ons weet ons dien 'n lewende God. En ons is dankbaar vir U, dat U ons eerste lief gehad het. Ons is dankbaar, Here, vir elke een wat vanoggend hierso is. En ons is dankbaar, Here, dat U in Suid-Afrika al die bose uitbring, al die korrupsie en al daai. Ons is dankbaar dat U ons gebede verhoor. Ons wil vanoggend nederig voor U staan. Ons wil vanoggend nederig vir U sê, ons is lief vir U, Jesus. En ons het nou gehoor van al die dinge wat in hierdie 6 maande gebeur het. Here, ons weet nie wat vorentoe gaan gebeur nie, maar U het al reeds 'n plan vir ons gemeente. En Here, as 'n ouderling vanoggend as ons gemeente, van ons gemeente, wil ek vir U vra, Here, dat elkeen wat hier vanoggend is, Here, dat ons toewyding aan U sal gee hierdie res van die jaar, nie net die res van die jaar nie. En daarom vra ons nederig dat U na ons die wysheid en die insig sal gee. Here, is U vanoggend vir enige iemand gewys het hierso, waar U wil hom gebruik het, sê ons dankie, en ons bid die seën op daai een persoon af, of die persone. Ons dankie vir elke een. Dankie vir die herder wat U vir ons gegee het, vir Stefan. Ons bid, Here, nou ook vir die braai wat die gemeente gaan hou. Here, in ons loof U. Ons is so dankbaar en ons almal sê amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.